Welkom op hierdie oggend, en mag jy ook die Here se liefde en sy genade beleef, en mag jy ook ervaar hoe die Here ons juis in moeilike en in swaar omstandighede kragtig gebruik. Mag ons tot diens wees, mag ons aanmeld, en mag ons met 'n ander manier die wêreld ontvang en begroet as wat met hulle, waarmee hulle ons ontvang of begroet. Ons is weer by hierdie gedeelte waarmee ons begin het Woensdag, waar Paulus hierdie ouderlinge in Efese toespreek, waar hy sê, julle sal my nie weer sien nie, amper hierdie laaste boodskap aan hulle. En dan hierdie bekende gedeelte, ek gaan eers vir ons 'n gedeelte lees. Hy lees hier vanaf vers 33, hoofstuk 20. Ek het niemand se geld of klere begeer nie. Julle weet self dat ek vir myself en vir die mense wat saam met my was, gesorg het deur met hierdie 2 hande van my te werk. Deur my voorbeeld het ek in alle opsig vir julle gewys dat ons hard moet werk sodat ons die armes kan help. Onthou die woorde van die Here Jesus. Hy het self gesê, om te gee maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang. Nadat Paulus dit gesê het, het hy saam met hulle almal gekniel en gebid. Almal het baie gehuil en omhels en gesoen. Hulle was veral hartseer omdat hy gesê het dat hulle hom nie weer sou sien nie. Daarna is hulle saam met hom na die skip toe. Hy groet hulle met hierdie woorde, as jy 'n laaste boodskap vir mense kon gee, wat sou dit wees? Wat is die laaste ding wat jy by hulle sou los? En hy gebruik hierdie woorde, om te gee maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang. So die radikaal teenoorgestel is wat die wêreld vir ons leer. Om te gee en om diensbaar te wees en tot diens op te tree, maak jou werklik gelukkiger as om te ontvang. Ons weet ook so dat wanneer 'n gemeente of wanneer mense ophou om diensbaar te wees, of wanneer gemeente ophou om uit te reik na gemeenskap of na mense toe, dis dan wanneer ons geloof stagnant raak. Dis dan wanneer dit dood raak. Maar wanneer dit beweeg, wanneer dit vloei, is dit wanneer ons aan die werk is. Hy beskryf hierdie gedeelte dat ons hard moet werk sodat ons vir die armes kan omgee en vir hulle kan versorg. Bedink hierdie week se temas van diensbaarheid. Om te gee maak jou gelukkiger as om te ontvang. En mag ons hierdie waarde en die waarde agter hierdie woorde ten diepste ontdek. Dat het ons werklik, miskien wil jy dalk gaan probeer. Gewoonlik, ons het op afgelope naweek was ons op 'n gemeentekamp en ons het gesê om myself te gee. Die voorbeeld, Dion vertel die storie by 'n gemeente waar 'n tannie toe die kollektebordjie verbykom, eintlik die bordjie aanstuur en daar voor in die kerk gaan sit. Mense vir haar later vra waarom sy dit gedoen het, het sy daarop geantwoord deur te sê, ek het nie iets gehad om in die kollektebord te sit nie. Ek het gesê, Here, hier is my lewe, ek gee my lewe. Ek gee alles wat ek kan, dit wat ek kan. En ek kan my lewe vir U gee. Gebruik my in U koninkryk tot die diens. Mag ons hierdie waarheid ontdek. Om te gee maak ons gelukkiger as om te ontvang. Here, maak vir ons mense wat so mildelik kan gee, omdat ons so baie ontvang het. Here, dankie vir U genade en dankie dat U vir ons ook in staat stel. Mag ons 'n wêreld met ons lewens bring na U tafel, na U koninkryk, en wil U ons gebruik, wil U ons uitdeel, sodat ons tot 'n seën mag wees vir hierdie wêreld. Mag ons aanmeld vir diens op ons pos, weet dat die een wat die hoogste prys betaal het ook
saam met ons is, in ons swaar kry en in ons verwerping, as ons in ons bediening of in ons lewe onsself aanbied en onsself gee en ons 'n paar houe en klappe en skoppe en stote kry. Mag ons ook so 'n lig wees en tot U diens wees. Ons bid dit as U kinders, o Here. Amen. Mag jy 'n wonderlike naweek beleef, ook seën vir jou en daar waar jy mag beweeg. Mooi bly.